Ons gaan na bladsy 26 en ons gaan as huiswerk gaan ons doen alles aan die regterkant. So ek gaan nou 'n paar van die voorbeelde aan die linkerkant met julle doen sodat ons kan leer hoe om te faktoriseer. Ons begin nou by 1a is a kwadraat minus 16a plus 48. Onthou ek het vir julle gesê daar's twee metodes wat ons hier kan volg. Ons het 48, so ons moet 48 in sy faktore skryf. 1 en 48, né? Ons het 2 en 24. Gaan dit vir my 16 gee? Nee. Wat van 3 en wat gaan vir my 48 gee? 16. Gaan vir my 48 gee. Maar dit gaan nie vir my 16 gee nie, né? En 4 en 12? Jep, dit gaan vir my gee. Ek moet die grootste ene negatief maak, en inteendeel omdat hierdie ene positief is, moet albei negatief wees. Reg? So dit is a minus 4 maal a minus 12. Onthou daar's nog 'n ander maniere ook. Ek vat nou 'n kort pad met julle. Ek begin julle al hoe meer nuwe goed leer. Ons kyk na E. 7m kwadraat plus 27m plus 18. Nou sê ek vir myself 7 maal 18 is hoeveel? 7 maal 18 is hoeveel? Ekskuus? 126. So 1 maal 126 gaan dit vir my gee? Nee. 2 maal 126? 2 maal 63? Nee, dit gaan nie vir my 27 gee nie. Stem julle met my saam? OK. Kom ons dink verder. Wat nou? Hallo? Wat nou? Kan 3 en 126 ingaan? Hoeveel keer? 2 en? Nog steeds te groot, né? Kan 4 in hom ingaan? Kan 5 in hom ingaan? Kan 6 in hom ingaan? Hoeveel keer gaan 6 in hom in? As al twee positief is, dan gaan dit werk. So 7m kwadraat plus 21m plus 6m plus 18. So ek haal 7m uit, dan het ek vir m plus 3, en ek haal vir 6 uit, dan het ek vir m plus 3. So hy faktoriseer m plus 3 maal 7m plus 6. Dis hoe hy faktoriseer. Kom ons kyk na I. Ons kyk na I. I is 2a kwadraat minus 7a minus 72. So ek gaan en ek sê vir my 2 maal minus 72 gee vir my minus 144, né? Hallo? OK. Nou gaan ek opbreek. Ek gaan nou sê 1 en 144 gaan nie vir my 7 gee nie. 2 en 72 gaan dit nie vir my gee nie. Kan 3 en 144 aangaan?
3 is 48. Gaan dit vir my 7 gee? Nee. Kan 4 daarin gaan? Hoeveel keer gaan 4 daarin? Kan nog steeds nie vir my dit gee nie. Kan 5 daarin gaan? Nee. Kan 6 daarin gaan? Ja. 18 keer, né? 24 keer, ekskuus. Dit gaan nie vir my 7 gee nie. Kan 7 daarin gaan? Nee. Kan 8 daarin gaan? 18. Ok, en dit gaan nie vir my 7 gee nie, né? Kan 9 daarin gaan? Hoeveel keer? Aha. Dit kan vir my 7 gee. En hulle moet albei negatief wees, so dit beteken die grootte moet negatief wees en die kleintjie positief. So ek gaan hom oorskryf as 2a kwadraat plus 9a, of kom ons skryf liewerste die minus eerste. Kom ons skryf die minus eerste, minus 16a plus 9a minus 72. Ons haal hier by die eerste ene uit 2a, dan los dit my met a minus 8. En as ek hierso uithaal 9, het ek a minus 8. So dan faktoriseer as a minus 8 maal 2a plus 9. Bietjie meer interessanter ene, nommer M. Nommer M. Nommer M sê 5a kwadraat minus 27ab, reg? Plus 36b kwadraat. So ek weet hy gaan uiteindelik kwadreer as a iets a en 'n b daar ernstig, 'n a en 'n b daar ernstig. Ekskuus? Ekskuus? Ja. Alright. So ek is nog steeds nie benoud nie. Ek sê 5 maal 36 is hoeveel? Ekskuus? 180. So 1 en 180 gaan nie werk nie. 2 en wat is dit? 90 gaan ook nie werk nie. 4 en 45 gaan nie werk nie. En kan 3 daarin gaan? 3 kan daarin gaan 60 keer, maar dit gaan te groot wees. Kan 5 daarin gaan? Hoeveel keer? 36. Ek kom nog nie daar uit nie, sien julle? Ok. Wat's volgende? Kan 6 daarin gaan? 30 keer. Kom ons daar, kan 7 daarin gaan? Kan 8 daarin gaan? Kan 9 daarin gaan? Kan 9? 20 keer. Gaan dit my help? Wat's volgende? 10 en 18. Nog steeds nie. Hallo? Wat's volgende? 12 en? Dit kan my by 27 uitbring as al twee negatief is, dan gaan hy in elk geval vir my daar positief gee. So ek sê dis gelyk aan 5a kwadraat minus 12ab minus 15ab. Inteendeel gaan ek dit liewerste skryf dat die 15 by die 5 is. Sien julle dit? So ek gaan sê minus 15ab minus 12ab plus 36b kwadraat. Ek groepeer hierdie saam. 5a kwadraat minus 15ab
Groepeer hom saam. Minus, dan los dit my met 12AB minus 36B kwadraat. En nou kan ek sien, ek gaan hier uithaal vir 5A. Sien julle hom? Dan los dit my met A minus 3B. En ons haal hier uit vir 12, né? En ons haal uit vir 12B. Minus 12B. Dan los dit my met A minus 3B. So hy faktoriseer as A minus 3B maal met 5A minus 12B. En julle sal nou agterkom dat my splitting of terms werk eintlik lekker nou, né? Sien julle dit? OK. Ons gaan na nommer Q toe. Hy's QT. Pi is 5S kwadraat minus 18ST. Dan moet die volgende term T kwadraat wees, né? Minus 8T kwadraat. OK, en ek sê 5 maal 8 is? Ja, ons gaan nou by die minus uitkom. OK. Alright. So 41 werk nie, né? 20, dit kan werk, né? En dit kan werk as daai 20 'n negatief is en die 2 positief is. Reg? So ek gaan dit oorskryf as 5S kwadraat minus 20ST plus 2ST minus 8T kwadraat. En die eerste 2 haal ek uit vir 5S, dan sit ek met S minus 4T. Ek haal hier uit vir 2T, dan sit ek met S minus 4T. So hy faktoriseer as S minus 4T maal met 5S plus 2T. Lekker klaar gefaktoriseer. Ons kyk na 2C. Julle sal sien ek werk uit die linkerkant, julle moet uit die regterkant uit werk. Hy sê vir my 5P kwadraat minus 16PQ plus 3Q. So 5 maal 3 is 15. Ja, Q kwadraat. 1 en 15. 3 en 5. Maar wag, 1 en 15 kan vir my dit gee. Albei moet net negatief wees. So ek gaan die negatief 15 saam met die 5 skryf. Alright. Kom ons kyk, so dis gelyk aan 5P kwadraat minus 15PQ minus PQ plus 3Q kwadraat. Ek groepeer saam. 5P kwadraat minus 15PQ minus PQ plus 3Q kwadraat. Ek sien ek kan hier uithaal vir 5P, dan los dit my met P minus 3Q. Ek kan hier uithaal vir Q, dan los dit my met P. Nee, daai moet nie 'n plus wees nie. Julle het my nie eens reg gehelp nie. Julle los my dat ek dronk is. Daai is 'n minus, want ons het mos nou die minus uitgehaal. Minus 3Q. So dan faktoriseer hy as P minus 3Q maal met 5P minus Q. Ai, en hoe moeilik kan dit wees? Hoe moeilik kan dit wees?
Kom ons kyk na K. 2K. 2K is 14 minus 5A minus A kwadraat. Hallo? So ek gaan dit nou in sy standaardvorm skryf, minus A kwadraat, reg? Minus 5A plus 14. En nou gaan ek dit alles vermenigvuldig met minus 1. So dan word dit A kwadraat plus 5A minus 14 en hy regtig. 7 en 2 gaan dit vir my gee, né? En dan moet die 7 moet positief wees en die 2 moet negatief wees. Gefaktoriseer. Dit was eintlik die maklikste ene. Jy kon ook hierso, kon jy die volgende gedoen het. Jy kon gesê, dit is gelyk aan minus A kwadraat plus 5A minus 14. Dan gaan jy by dieselfde min of meer uitkom, né? Maar solank jy net elke term met iets vermenigvuldig. OK. Kom ons kyk gou na 2O. 2O. Hy sê 21 x tot die mag 3 minus 19 x kwadraat y minus 22 x y kwadraat. Ek sê 21 maal met 22, wat is dit? 462. So 1 en 462 gaan nie werk nie. 2 en 231 gaan nie werk nie. Kan 3 en om gaan? Hoeveel keer? Askies? 154 en 4? En 5 sal nie kan nie? En 6? 77. En 7? En 8? En 9? En 10? En 11? En 12? En 13? Hoeveel? 34. 33. En 15? Nee. En 16? En 17? En 33. Gaan dit vir jou 19 gee? Ja, julle is wakker. Wanneer gaan dit vir jou minus 19 gee as hierdie 'n minus is en daai is 'n plus? So ek gaan hom net oorskryf as 21x tot die mag 3 sorry, ek verstaan nou wat jou vraag is. Minus 33 x kwadraat y plus 14x kwadraat y minus 22 x y kwadraat. Is dit kwadraat of tot die, ja, kwadraat. So ek kan nou hierso, as ek hierso kyk, dit help nie as ek hierdie saamgroepeer, wat gaan gebeur? Wat kan ek uithaal as 'n gemeene faktor? Ja, en van die syfers? Nothing. So dan gaan ek herrangskik. Ek gaan skryf 21x tot die mag 3 plus 14. Daar gaan ek 'n 7 kan uithaal. Sien julle?
x kwadraat y minus 33 x kwadraat y minus 22. Dit lyk vir my ek kan 11 uithaal daar. OK. Ek gaan groepeer 21x tot die mag 3 plus 14x kwadraat y minus, dan los dit my met 33x kwadraat y plus 22x y kwadraat. Ek haal by die eerste ene haal ek uit 7x kwadraat. Dan los dit my met 3x plus 2y. Stem julle saam? Minus ek haal 11 xy uit, né? Xy uit. Dan los dit my met 3x plus 2y. So dis gelyk aan 3x plus 2y maal met 7x kwadraat minus 11xy. Ek wil hê julle moet gou-gou vir my toets of jy dit met daai ene kan regkry. Hierdie ene. Maar ek gaan vir jou vra, doen vir my nommer M. Doen vir my 2M deur julle metode te gebruik. En 2M sê 4a tot die mag 4 plus 3a kwadraat b kwadraat minus b tot die mag 4.
Julle klaar? Ja, ek is al klaar. Sonder om daai ene te gebruik. Sonder om die kruis te gebruik. Net die middelterm te gebruik. Sien julle hoe moeilik is die kruis nou om te faktoriseer? Kan jy nie, of werk hy? Nou kom wys gou vir ons, ek weet nie. Kom wys gou vir my juffrou, kom. Hier's 'n pen hierso. Vee gou uit daar, wys gou vir my hoe vinnig doen jy dit? Sy sal uitvee, jy moet skryf. Kom skryf juffrou. Okay, maar doen dit gou. As dit verkeerd is verkeerd, dan het jy mos nou geleer. Ons is nie bang om foute te maak hier nie, as ek reg is. Ons like foute. Hou jy nie van foute nie? Jy weet baie keer sê mense vir jou, luister man, jy's 'n fout, jy moes nooit gebore gewees het nie. Ek love foute. Ek love myself ook. Jy moes nou weet wat die regte een om te vat. Jy moet net vir jou metode kry wat vir jou werk. Alright? Sodat dit reg kan wees. So begin met jou huiswerk. Regterkant. Huiswerk. B tot R en dan B tot P. Nee, dis nie 'n simpel vraag nie, daar's nooit 'n simpel vraag nie. Dat ek net gou kyk hierso of ek dit